hulle, so nou vra hulle vir 'n mens om die van na jou algemene grootboek, so as jy nou klaar al die nuwe saldo's uitgewerk het, om dan jou proefbalans op te stel. Nou, 'n proefbalans is eintlik baie eenvoudig. Nou, daar's twee maniere wat mense dit gewoonlik vir julle vra. So of ons kan net al die bedrae so gee met die name en jy moet dit reg invul, of ons kan dit vir jou gee, ek gee vir jou 'n proefbalans, maar ek verander baie keer waar aan ons debiet en ons kredietkant ruil ek dit om. So hierso moet jy jou teorie ken van, is dit balansstaat, is dit nominaal, en dan word dit meer aan ons debiet en ons kredietkant. Dit is baie maklike punte, maar as jy nie daai teorie ken nie, verloor jy daai punte. So dit is regtig Pasella punte, want dit is nie baie moeilik nie. Hierso moet ons net kyk dat ons debietkant en ons kredietkant moet gelyk wees aan mekaar. So as jy nie jou teorie reg ken nie, gaan dit nie uitwerk nie en dan is dit verkeerd. Hierso gaan jy ook baie, dit is of reg of dit is verkeerd. So hier verloor jy baie keer julle punte net omdat jy nie julle teorie ken nie. So kom ons praat eers gou oor die teorie. So rekening is balansstaat as dit kapitaal is, onttrekkings is, al jou baterekeninge, so met ander woorde enige iets, die geld in die besigheid of wat jy kan verkoop om geld te maak, en dan laste. Nou in graad 8 doen julle nog nie eintlik laste nie, so onthou laste is as ons geld skuld, so dit kom meer in graad 9, so julle moet meer hierdie onthou dat kapitaal, onttrekkings en bates is aan ons balansstaatkant. Nou ons nominale rekeningkant is net al ons inkomstes en al ons uitgawes. En dit is ook gewoonlik die formaat in hoe ons proefbalans doen. Ons maak altyd seker ons het ons kapitaal in, ons het ons onttrekkings in, dan al ons bates, dan al ons laste. Dan sal ons al ons inkomstes neerskryf en dan al ons uitgawes. So, weer eens met die vorige video het ek ook gepraat van Bluey. Hierso moet jy nog steeds vir Bluey gebruik. So, Bluey. So, bates, laste, uitgawes, inkomstes, eienaarsbelang. Okay, so, debietkant, kredietkant. So, dis weer plus, minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus, en dan is dit net okay. So, onttrekkings, en kapitaal. So voordat jy 'n proefbalans verhalende toets doen, skryf dit net gou vinnig vir jou neer. Dit vat 2 minute en dan het jy al jou inligting wat jy nodig het. So, voordat ons gaan probeer om ons proefbalans te doen, weer eens, as hulle dit vir jou so gee, dit gaan nie klaar in die regte volgorde wees nie. So ons gaan dit eerste moet reg indeel en dan sê ook dadelik vir jouself op watter kant word hy meer, watter kant word hy val, jy hoef net nou te worry watter kant word hy meer. So ons moet kyk waar al die plusse is. So, ons het gesê ons begin altyd met ons balansstaat afdeling met kapitaal. Dan kyk jy, sien jy daar's kapitaal. So dit gaan ons B1 wees en ons het gesê kapitaal word meer aan ons kredietkant. Dan begin ons nou, ons het nie onttrekkings nie, so nou gaan ons al ons bates. So, dit is ons bank, hy gaan B2 wees, en bates word meer aan ons debietkant. Dan gaan ons kyk verder, ons enigste ander bate is toerusting, so hy is B3, en dit is bates word meer aan ons debietkant. Okay. Nou is ons klaar met ons balansstaat afdeling. Nou gaan ons oor na ons nominale rekening. So ons gaan eers al ons inkomste. Nou die grootste inkomste wat ons altyd het is ons lopende inkomste, so ek gaan hom N1 maak. En inkomstes word meer aan ons, met ander woorde, aan ons kredietkant. Dan het ons huurinkomste N2 aan die kredietkant
En dan ons renteinkomste en 3 is ook aan ons kredietkant. Dan het ons al ons uitgawes, so ons gaan net nou aan met hom, so hy is N4 en uitgawes word met ander woorde meer aan ons debietkant. Dan selfone gaan dan met ander woorde N5 wees aan die debietkant en water en elektrisiteit gaan N6 wees aan ons debietkant. Ok, so dan het jy basies nou klaar alles opgesom. Al wat jy nie doen is, nou moet jy dit hierop invul. So, hulle sê altyd proefbalans soos geëindig op, so ons gaan altyd die laaste dag van die maand, dit is vir Julie maand, so dit is die 31ste Julie 2025. Nou hulle gaan vir jou byvoorbeeld so 'n skoon een gee, dan moet jy eers insit, so ons begin altyd eers met ons balansstaat afdeling, so jy skryf die opskrif, balansstaat afdeling. So jy kan ook vir jouself, as jy dit sou wou, dan net onderstreep. Ok? En dan begin ons om te kyk waar is ons balansstaatrekeninge. So ons het gesê ons B1 gaan kapitaal wees. So jy gaan sê hierso kapitaal. By folio gaan ons sê B1 en ons het gesê dit word meer aan ons kredietkant. So ons gaan daai 24640 hierso neerskryf. 24640. Dan het ons gesê ons B2 is bank. B2 en dit is daai, ons het gesê word meer aan ons debietkant en dit is daai R30.450. Dan ons B3 het ons nou gesê is ons toerusting. B3 en dit word meer aan ons debietkant R7.500. Ok, nou is ons klaar met ons balansstaat, so nou met ons nominale rekening. So jy gaan nou skryf nominale rekeninge afdeling en hom ook weer onderstreep. Ok, so, nou gaan ons kyk, ons N1 is lopende inkomste. N1 en ons lopende inkomste word meer aan ons kredietkant en is R4.700. Dan is ons N2 is huurinkomste. En dit is ons N2 en ons het gesê dit word meer aan ons huurinkomste word meer aan ons kredietkant en dit is ook R4.700 toevallig. Dan is dit renteinkomste van Absa Bank. En dit is N3. Renteinkomste word meer aan ons kredietkant en dit is R1.900. Ok, dan is ons klaar nou met al ons inkomste. So nou is dit al ons uitgawes. So, nou kyk ons vir ons N4 en dit is diensmateriaal. N4, dis maar net ons sê dis nominale rekening 4 en dit is aan die debietkant 1540. Dan is ons besig met ons N5 selfone. R1.400. Dan is ons laaste een N6 water en elektrisiteit. En dit is 1950. So dit is basies nou hoe jy
al jou rekeninge dan gaan sit. Soos wat ek sê, dit help regtig baie as 'n mens klaar al hierdie inligting so het. Ek wil net gou vinnig net double check, omdat ek weet dit moenie 4.700 rekeninge wees nie. Ek het net gou weer gekyk, hierdie lopende inkomste rekening moes eintlik 11.600 gewees het, want ek het per ongeluk net 2 keer dit getik. So, hy moet eintlik 11.600 wees. So, ons gaan by ons lopende inkomste sê 11.600, die huurinkomste moet 4.700 wees. Ok, so nou dat ons klaar is, dan weer eens jy onderstreep, hierso en daarso. Ok, dan gaan ons nou met ander woorde ons totale optel. Ons gaan net ons debietkant optel en dan ons kredietkant. So dit is 30.450 plus 7.500 plus 1.540 plus 1.400 plus 1.950. Nou dit werk uit op 4.2.840. Nou gaan ons kyk of ons kredietkant ook uitwerk, so 2.4.640 plus 11.600 plus 4.700 plus 1.900 werk ook uit op 42.840. Dan weet jy het jou algemene grootboek reg gedoen. Al wat hulle ander manier wat hulle baie keer vir jou vra om as jy 'n proefbalans moet doen is, hulle sal byvoorbeeld vir jou een transaksie soos byvoorbeeld kapitaalse bedrag nie gee nie. So moenie skrik as jy dit kry nie, jy vul al jou ander kante in. As jy weet jou debietkant moet 42.840 rand is, gaan jou kredietkant dit ook moet wees, en dan vat jy net daai bedrag minus daai en dan sê jy 24.640. So, dis al die maniere wat 'n proefbalans gevra kan word. Dit is regtig nie moeilik nie, dis baie maklike punte, jy moet net seker maak jy weet wat is balans tot 'n nominaal, en word dit meer aan die debietkant of aan die kredietkant. As jy dit het, dan is 'n proefbalans jou maatjie.